Openbaring hoofstuk 5. Ek hoop jy het opgetel dat deur die loop van ons liturgie vanoggend kom die tema van die lam op die troon, die lam by die troon, die lam wat gekroon is as die koning. Kom ons bid. Here, ons is meegevoer vanoggend deur die wonder van musiek en die wonder van die stemme wat U vir hierdie jong manne gegee het om U mee te verheerlik. Dankie vir harde, lang oefenure, Here, wat in 'n oomblik soos hierdie vir ons naby aan U bring. Dankie dat ons die woord kan oopmaak en Here, dat ons opgewonde kan lees en dat ons kan bid dat U met ons in hierdie oomblikke sal praat. Elkeen van ons het 'n ander behoefte. Elkeen van ons hoor anders. Die van ons wat nie so lekker hoor nie, laat ons mooi hoor. Die van ons wat hardnekkig is, Here, laat ons ordentlik hoor. En Here, wees in hierdie oomblik by ons, laat U woord grondvat in elkeen van ons se lewe. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ek lees in die teks. Jy gaan die teks herken. Van vers 11. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene, en hulle het hard, ek het hulle hard hoor uitroep. Die lam wat geslag is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer en die heerlikheid en die lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê amen. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Dis 'n prentjie van die hemel. Openbaring gee vir ons sulke flitsse, soos in 'n TV-reeks of 'n fliek, sulke tonele, dan se tonele op die aarde, dan se tonele in die hemel. Die vraag wat ek na jou toe kom vanoggend is, wanneer het ek genoeg van God? Wanneer het ek 'n verhouding met God? Wanneer leef ek naby genoeg aan God dat dit 'n verskil maak in my lewe? Ek weet nie of jy weet nie, vir 'n lang tyd in my lewe ek het klaar gestudeer en ek het 'n graad, 2 grade gehad en ek was al 'n dominee gewees toe ek 'n evangelisasie kursus gaan doen. En in hierdie evangelisasie kursus het ek vir die eerste keer verstaan nie al die woorde van al die boeke wat ek gelees het en die teologiese argumente nie. Eenvoudig, wat beteken dit om 'n verhouding met God te hê? Wat in jou lewe deurbreek. Ons het verlede Sondag gepraat oor die lewe wat in jou deurbreek, sodat jy aan die opstandingskrag van God kan deel. Dat dit nie vir jou slep is om met God tyd te spandeer nie. Dat jy nie in godsdienstige gewoontetjies verval nie. Nou die teks wil ons op 'n manier daarmee help. So kom ek gee so 'n tree terug na Openbaring toe in die algemeen. Hierdie stuk Openbaring 4 en 5 gee vir ons prente uit die hemel uit, tonele uit die hemel uit, en staan soos 'n toebroodjie se inhoud tussen die briewe aan die 7 gemeentes, hoofstuk 2 en 3, en die boekrol wat oopgemaak word. Waardig is die lam, hy kan die boekrol oopmaak. En tussen hierdie 2 tonele, aardse toneel en hemelse toneel, kom hoofstuk 5 in en kom gee vir ons 'n prentjie van die troonkamer. In Openbaring is die hemel, die prentjie wat Openbaring teken, is 'n kombinasie van 'n koning se troonkamer en 'n tempel en 'n saal en 'n groot ruimte waarin miljoene engele, miljoene mense, miljoene wesens daar vir God verheerlik. En hier in die einde van hoofstuk 5 word begin praat oor die boekrol. Wie sal dit wees? Wie is waardig? Die lam is waardig. En nou sit die 2 beelde van die lam en die leeu. Die lam wat geslag is en die leeu van Juda is die 2 prente wat se oor mekaar skuif. Die brose, oorgegewe lam word die leeu van Juda. Leeu is die simbool van krag en van mag. Hy is daar, hy maak die boekrol oop, hy rol die toekoms uit, hy hou die wêreld in sy hande. Dis wat Openbaring vir ons wil sê. Hier in hoofstuk 5 en eintlik in die hele Openbaring is die boodskap van Openbaring
dat gelowige mense, mense wat Jesus volg, mense wat in 'n verhouding met God is, wat dit ook al mag beteken. Ons gaan nou hoor wat die teks daaroor sê. So die boodskap van Openbaring is, hier is 'n mag, hier is 'n empire, Engelse woord. Hier is 'n ryk, 'n wêreldryk wat ontwikkel, en die Openbaring sê, mense wat Jesus volg is anders. En hulle word nie ingesleep in hierdie wêreldryk nie. En in ons dag, in hierdie tyd, vir die lesers van hierdie teks, wat die teks ontvang het, was dit die Romeinse ryk, wat letterlik die hele bekende wêreld oorgeneem het. Alle fasette van die samelewing. Die keiser was God, en jy die keiser aanbid, en jy het sekere goed gedoen, en dit was 'n totale, die wêreld was die Romeinse ryk, tot bo in die noorde teen die Rynrivier, tot by Hadrian se muur in Engeland, is net die Skotte wat hulle nie kon uitgeskop kry nie. En hierdie teks kom sê vir die Christene wat in hierdie wêreld woon, hou jouself apart van dit. Jy's anders as dit. Jy's saam met God op pad. Want die mense in die lesers van hierdie teks moes vra, jy weet, wat is die verskil tussen ons en die wêreld waarin ons leef? Wat is anders tussen ons en die wêreld waarin ons leef? Openbaring het baie liedere. Ons het vanoggend 'n erediens waarin liedere 'n belangrike rol speel. Hierdie is ook 'n lied. Openbaring is die tweede meeste boek in die Bybel met die hoeveelheid liedere in hom. En hierdie teks wat ons gelees het, is 'n magtige lied wat uitgesing word om die lam te koppel aan die Vader, aan die Godheid. Om te bevestig dat hierdie Jesus wat ons bely, wat ons van gehoor het, wat ons gelees het van in die eerste rolle wat ons kon kry, in die eerste briewe wat gestuur is, hierdie Jesus het opgevaar na die hemel. Hy is waardig, hy is die lam wat geslag is. Uit die Ou Testament uit die profesie uit wat vir jare aankom. Dit is wie hy is. Maar hy en God is een. Hy ontvang die eer en die glorie en die krag en die wysheid en die sterkte en die heerlikheid en die lof. Hy is waardig. Die geslagte lam. Nou is die vraag, wat sê die teks oor wanneer het ons genoeg van God? Of, soos my tema is, wie moet ek eer en wie moet ek aanbid? So kom ons hak vir 'n oomblik in by 3 verskillende maniere waarop ons God benader in die wêreld. Die eerste manier waarop mense God benader is deur inligting, deur die wêreld van inligting. Niks te doen met rekenaars en selfone nie. Dit is wat ons weet, die wêreld van ken, die wêreld van ons verstand, die wêreld van inligting. As jy met die gemiddelde mens gaan praat in die straat en jy vra vir hom, weet jy van God? Gaan hy vir sê ja. Wat weet jy van God? Nee, klomp goed, Kersfees, Paasfees. Jesus, weet van Jesus, weet van God. En ek het baie mense gaan vir jou sê, jong, ek was in die sonnaarskool, ek het baie geleer van God, ek kan vir jou Psalm 23 opsê en. Dis om intellektueel kennis te neem van God. Instemming met die feit dat God daar is. Nou dis baie mense se benadering tot God, maar dit bring nie 'n lewende verhouding met God voor. Daar's 'n teks in die woord, dink in Petrus wat sê, glo julle? Die duiwel glo ook. Duiwels glo ook. Hulle weet ook van God en verstaan ook wie God is, en in hulle kop is daar 'n plek wat sê, okay, so this is God. Ek het baie gesprekke met mense wat so op die grens van die koninkryk lê, wat op hierdie manier met God omgaan. Ja, you don't have to tell me anything, I know about this. En om te weet van God is op 'n manier
my manier van met God besig wees. Maar dit bring nie 'n lewende verhouding met God na vore nie. Die ander manier hoe mense vir God benader is deur middel van inspirasie. God is wonderlik, Jesus is fantasties. Die liefde van Jesus, sy wonderwerke, die natuur, kyk hoe mooi is Clarence. Is God nie fantasties? Is hy nie wonderlik nie? Ek skryf sommer vir iemand en ek stuur vir hulle sommer 'n teks wat iemand geskryf het of 'n prentjie of 'n reel. Kyk hier's 'n mooi reel op Facebook. Ek gaan hom vir iemand aanstuur dat hulle net ook kan beleef wat ek kan beleef. Inspirasie, 'n positiewe gevoel oor God, 'n emosionele belewenis van God. Jesus manne, hierdie ouens sing vanoggend dat die trane loop uit my maag uit. Ek weet nie daar's traankliere daar nie, maar ek moes tissues gebring het. Ek beleef vir God, hy inspireer my. Hy's vir my wonderlik. Hy motiveer my, hy gee vir my krag. Ek lees hom in die oggend en ek sê vir myself in die spieël, jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat jou krag gee. Nou, vriende, dit bring my ook nog nie by 'n verhouding met God waarin God se opstandingskrag tot my deurbreek nie. Dus daar's 'n element daarvan natuurlik in hierdie verhouding. Natuurlik moet God se gees my kan opgewonde maak oor God. Daar's 'n element daarvan, maar dis nie dit nie. Natuurlik moet ek 'n klomp goed weet. Hebreërs sê kennis is geloof is kennis en vertroue. Ek moet dan iets weet om dit in dit te kan glo, maar dis nie dit nie. Die geheim lê in twee Griekse woorde wat in hierdie teks voorkom en deur die Nuwe Testament. Die eerste woord is time wat beteken om te eer. En die tweede woord is proskineo wat beteken om te aanbid. Kom ons praat gou vinnig oor time. Het gaan daaroor om respek te betoon, om waarde te heg aan, om te eer. Het gaan oor die ware gewig van iets te bepaal. Eer. Algemene woord wat in die Bybel gebruik word om respek te betoon, om gewig te gee. Op 'n manier praat hierdie woord na informasie en inspirasie toe. Om God te eer en die eer van God is twee verskillende goed. Ons praat oor die werkwoord hier. Proskineo, sy oorspronklike twee woorde is na die hand. Dis soos om iemand se hand te soen. Iemand gebruik die voorbeeld, dis soos jy by die huis kom, baie van julle het seker daar 'n hond by die huis, ou Brak en Jan. En as jy by die huis kom en jy was die naweek weg, jy weet, bly jy hond nie agter in die huis want hy's in 'n tif of hy's in 'n mood of hy beleef iets nie. Elke keer as ons by die huis kom, nou as julle by die huis kom, gaan die hond julle vriendelik groet, gaan dan na julle toe kom en gaan hy sy nat neus teen jou hand kom druk. Ons sê dis wonderlik dat jy terug is. Hierdie woord gaan oor toewyding. Hierdie woord gaan oor 'n verhouding. Hierdie woord gaan oor vertroue. Hierdie woord gaan oor gehoorsaamheid. Hallo baas, ek is reg om te doen wat jy vra. My stert swaai, my tong is uit, my oë blink. Want die enigste manier hoe ons werklik met God in verhouding kan wees, is deur aanbidding of worship. Dit is al hoe ons vir God kan ken. Om in toewyding, in verhouding met hom op pad te wees. In vriendskap. Wat sê Jesus in Johannes se laaste gesprekke? Ek noem julle my vriende, as julle my bevele uitvoer. Aanbidding, proskineo. Om in toewyding en gehoorsaamheid en liefde saam met Jesus op pad te wees. Hier in Terrens is ons baie lief vir honde. Julle het seker agtergekom. Elke restaurant het ook 'n bakkie water vir die honde en sweeties en wat. Jy hoef nie eens vir jou hond hondekos te koop nie. Jy kan net elke dag deur die dorp stap want jy genoeg treats en goed gekry vir jou honde. Wonderlik. En jy kan sien as iemand en sy hond al lank by mekaar is. Dit is duidelik. Daar's nie eens meer 'n halsband nie.
Jy moet net 'n halsband hê in die CVC, né? Ja. Maar hulle loop in die straat en die hond stap saam. En as die hond so 'n bietjie vorentoe gaan, dan kyk hy terug. Wag vir sy baas, dan stap hy weer saam met hom. Hier's ook mense met nuwe honde. Ek onthou toe Marianne hulle die nuwe wolfhond gekry het en dan hulle so in die straat agter die hond aan trek hy en dan kom Marianne verby met hom en dan sê ons hallo Marianne, baie Marianne. En jy moet nou sien hoe die hond stap. Hy kan alleen stap, maar mense gaan bang wees vir hom. Hierdie woord gaan daarna toe. Om in verhouding met God op pad te wees. In vriendskap, in geselskap, in toewyding, in liefde. As mense jong manne in die hoërskool is en jy is verlief op 'n meisie, dan reël jy nie met haar, luister ons sien mekaar Vrydag maar van 1:00 tot 1:30, net voor die bus ry buitekant aan die straat. Een van die skoolwerk in die pad se girls en dan praat ons in ons spandeer tyd en ons kuier en dan sien ek weer volgende Vrydag. Ons spandeer kwaliteit tyd saam en dan is dit. Maar ons maak met God so, né? Maak met God so as die Here daai Sondag ding. Gelukkig doen die dominee dit aan my. Dit is nie altyd lekker nie, maar hy doen dit aan my so maar ek sal jou daar sien. Maar die res van die tyd sit ek op my eie. Daai meisie gaan nie lank hou nie. Jy gaan haar sien by die volgende rugby, dan stap sy saam met 'n ander. Sê hey, wat maak jy? Ek sê nee, ek sien nie ons Vrydag. Intussen het ek hierdie ou gekry vir 'n drukkie en vir 'n drukkie en 'n bietjie geselskap. Proskineo. En al wat vir ons oorbly is om te vra, waar staan ek? Dis al wat eintlik oorbly vanoggend. Is om dit te vra. Waar staan ek met dit wat Openbaring vir my sê? Is ek tevrede om te weet van God? God is al ergens. Hy is soos 'n lekker boek wat ek op 'n stadium gelees het en ek haal hom elke nou en dan af en lees hom weer, maar hy bly daar. Is God 'n Facebook boodskapie? Is God my daaglikse vitamien-inspuiting? Dat my so 'n bietjie huppel in my stap gee? Of is ek soos getroue ou wagter saam met God op pad, die liefdevolle baas van my, wat saam met my op pad is? Dis die vraag wat ek en jy vanoggend gevra word. En ek wil jou nooi om ernstig daaroor te dink. En as jy sê nie, ek verstaan hierdie ding van om saam met God op pad te wees nie, begin vir die Here sê, Here, help my, leer my. Want dis dan wanneer die opstandingskrag loskom in jou lewe. Op 'n ander maniere bly dit weg. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie wonderlike oomblikke. Dankie vir die geleentheid om saam te wees en die woord te bedien. En dankie dat u woord vir ons leer dat ons aan u behoort. Here, dat ons nie net vir u eer nie. Dat u ons nie net respekvol met u omgaan nie. Natuurlik doen ons dit ook. Maar Here, dis meer as dit. Ons doen soos hierdie ouderlinge en soos hierdie mense en hierdie engele en hierdie wesens. Here, wil ons proskineo. Ons wil getrou soos die hand van God by ons kom. Ons nat neuse teen die hand druk. En saam met die reis. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.